Hallo julle graad 12's. Reg, vandag se sessie is 'n groot een. Ons gaan een van die belangrikste hoofstukke in lewenswetenskappe takkel, menslike voortplanting. Nou, dink daaraan so, dis basies die teologiese bloudruk, die stap-vir-stap handleiding vir hoe nuwe lewe gemaak word. So kom ons spring sommer dadelik in. Goed, hier is ons plan van aksie vir vandag. Eers die mannelike stelsel, dan die vroulike stelsel. Dan kyk ons na hoe vrugbaarheid begin, die maandelikse siklus en laastens die ontwikkeling van lewe. Julle sal sien hoe alles soos 'n legkaart in mekaar pas. Kom ons begin. Reg, ons skop af met die manlike stelsel. En die hele doel van hierdie stelsel, die hele ontwerp, kom eintlik neer op net een ding: om die genetiese materiaal, die saad van die lewe te maak en dit af te lewer. So, die hart van die hele stelsel, dis die testis. En hulle het 'n dubbele rol om te speel. Dink aan hulle as 'n ongelooflike fabriek wat letterlik miljoene spermselle elke dag vervaardig. Maar dis nie al nie. Terselfdertyd is hulle ook die hormoonsentrum wat testosteron vrystel. Jy weet, daai hormoon wat verantwoordelik is vir alles van spierontwikkeling tot 'n dieper stem. Maar die testis werk natuurlik nie alleen nie, nê? Hulle het 'n hele span wat hulle ondersteun. Die skrotum byvoorbeeld is soos 'n super gespesialiseerde klimaatbeheerstelsel. Sy hele job is om die temperatuur net reg te hou vir spermproduksie. Dan het jy die epididymis. Dis amper soos 'n afrondingsskool waar die spermselle volwasse word. En dan voeg die prostaatklier en seminale vesikel hierdie voedende vloeistof by wat die sperm beskerm en energie gee. Soos julle kan sien, dis 'n regte spanpoging en elke deeltjie is krities. En kyk hier, dit is die eindproduk. 'n Enkele spermsel is regtig 'n meesterstuk van biologiese ontwerp. Kom ons breek dit vinnig af. Heel voor, die akrosoom. Dis die boorpunt vol ensieme om deur die eiersel se wand te kan kom. Dan die nukleus, dis die kosbare vraag, nê, die 23 chromosome. Die mitokondria, daai is die enjinkamer wat al die energie verskaf vir die lang reis. En natuurlik die stert, wat soos 'n propeller werk om alles vorentoe te stoot. Absoluut perfek ontwerp vir sy een missie. OK, so nou het ons die een helfte van die storie. Kom ons kyk na die ander kant van die muntstuk. Ons skuif nou ons fokus oor na die vroulike voortplantingsstelsel, die omgewing wat spesifiek ontwerp is om daardie saad te ontvang en uiteindelik nuwe lewe te voed. En baie soos die testis, het die ovariums ook 'n superbelangrike dubbele rol. Aan die een kant is hulle die stoorkamer vir elke enkele eiersel wat 'n vrou ooit sal hê. Dis nogal iets om oor te dink. En aan die ander kant is hulle ook die hormoonfabriek. Hulle produseer estrogen en progesteroon, en jy kan aan hierdie twee dink as die dirigente wat die hele maandelikse siklus orkestreer. Reg, so kom ons volg die pad wat die eiersel neem. Eers word dit vrygestel en dit reis af in die buis van Fallopius. En is belangrik, want dit is die plek, die kritiese ontmoetingspunt. Bevrugting kan slegs hier plaasvind. As dit wel gebeur, dan gaan die reis verder na die uterus. En wat wag daar? 'n Spesiale, verdikte, voedingryke voeding wat ons die endometrium noem. Alles reg en gereed om 'n nuwe embrio te ontvang. So, ons het nou die twee stelsels in plek, die manlike en die vroulike. Maar die groot vraag is, wanneer skakel hulle aan? Wel, dit bring ons by puberteit. Dink daaraan as die groot fisiologiese aanskakelaar wat die liggaam begin voorberei vir die moontlikheid van voortplanting. En hier kan jy die verskil baie duidelik sien. Aan die een kant het ons testosteroon by seuns wat die instruksies gee, begin spermproduksie, maak die stem dieper. Aan die ander kant, by meisies, gee estrogen 'n heeltemal ander stel opdragte. Begin die menstruele siklus, maak die heupe breër. Dis twee heeltemal verskillende paaie, maar albei word deur daardie kragtige hormone aangedryf. Goed, kom ons kyk 'n bietjie dieper na daardie siklus, want die menstruele siklus is nie net 'n eenmalige ding nie, glad nie. Dis 'n ongelooflike komplekse ritmiese proses. Dink daaraan so, elke enige maand berei dit die vroulike liggaam voor vir 'n moontlike swangerskap. Maar voor ons nou in al die detail ingaan, kom ons vra eers die basiese vraag: hoekom? Wat is die eintlike doel van die menstruele siklus? Dink gou daaroor. Op die ou end is dit alles daarop gemik om die perfekte omgewing te skep op presies die regte oomblik vir 'n nuwe lewe om te begin. Hier's 'n rawwe tydlyn van 'n tipiese 28-dae siklus. Dit begin op dag 1 met menstruasie, waar die ou baarmoedervoering afgebreek word. Dan van so dag 8 tot 13 is ons in die follikulêre fase. Dis waar 'n nuwe follikel met 'n eiersel binne-in ryp word. Die groot oomblik is ovulasie, gewoonlik rondom dag 14. Dis wanneer daardie ryp eiersel vrygestel word.
En dan, vir die res van die siklus, gaan die uterus in die finale voorbereidingsfase. En wag, net in geval 'n bevrugte eiersel opdaag. Die sleutel om hier te onthou is dat niks hiervan toevallig is nie. Alles is perfek getimed. Ek hou daarvan om daaraan te dink as 'n hormonale orkes. Jy het verskillende hormone, soos instrumente, wat elkeen hulle deel op presies die regte tyd speel. En saam skep hulle hierdie perfekte simfonie van vrugbaarheid. So kom ons ontmoet die hoofspelers in hierdie orkes. Goed, hier is hulle. Die hele proses begin eintlik in die brein by die pituitêre klier. Die stuur FSH uit. FSH se boodskap aan die ovarium is eenvoudig: laat 'n follikel groei. Soos daardie follikel groei, begin dit estrogen produseer. Estrogen se werk om die endometrium, daai voering van die uterus, dikker te maak. Maar dan, wanneer estrogen 'n hoogtepunt bereik, stuur dit 'n boodskap terug na die brein wat 'n skielike vlaag LH vrystel. En dit is die sneller vir ovulasie. Daarna verander die leeffollikel in die corpus luteum en begin progesteroon maak, net om seker te maak daai voering bly dik en gereed vir 'n swangerskap. Sien julle hoe een ding na die volgende lei? Dis 'n perfekte domino-effek. En dit bring ons by die laaste deel van ons bloudruk. En vir my is dit die mees ongelooflike deel van alles. Wat gebeur wanneer daai een spermsel sy teiken bereik en bevrugting suksesvol is? Kyk net hierna. Hierdie is die ongelooflike reis van die eerste paar dae. Dit begin alles met ovulasie. Dan bevrugting in die buis van Fallopius, waar die sperm en eiersel saamsmelt en 'n sigoot vorm. En daardie een enkele sel, dit mors geen tyd nie. Dit begin onmiddellik verdeel en verdeel en verdeel, alles terwyl dit stadig na die uterus beweeg. En dan kom die groot oomblik, inplanting. Dis wanneer hierdie klein balletjies selle homself in die sagte wand van die uterus vasheg. En dis eers dan dat die ware ontwikkeling kan begin. Sodra inplanting gebeur het, gebeur iets werklik wonderbaarliks. 'n Hele lewensondersteuningsstelsel word van niets afgebou. Dink net aan die placenta. Dis 'n ongelooflike orgaan. Dit werk soos die fetus se longe, niere en spysverteringsstelsel, alles in een. Dan het jy die naelstring wat die fetus aan die placenta verbind en die amniotiese vloeistof wat 'n perfekte, veilige, temperatuurbeheerde waterwêreld skep waarin die fetus kan groei. Dis absoluut verstommend. En dit bring ons by die einde van ons oorsig. Soos ons vandag gesien het, van die ongelooflike ontwerp van 'n enkele spermsel tot daardie komplekse hormonale dans van die menstruele siklus, is elke liewe stap presies en fyn ingestel. En dit los ons met hierdie laaste vraag om oor te dink. Hoe verseker hierdie presiese biologiese bloudruk die voortbestaan van ons spesies? Uiteindelik is hierdie hele ingewikkelde stelsel niks anders nie as 'n merkwaardige, tydgetoetste bloudruk, een wat die mees basiese reël van die lewe volg, om die voortbestaan van ons spesies te verseker.